Goeiedag geliefde, ek's weer opgewonde om saam met jou vandag hierdie geestelike reis te stap van ons luister na God se stem. Kan ons God se stem hoor? Vandag wil ek met jou praat oor iets wat so eenvoudig klink, maar eintlik vereis dit diep geestelike moed, durf. Die keuse om vir God te sê, praat Here, ek luister. Nou het jy al ooit gebid en gevoel, jy kry nie 'n antwoord nie, of dalk iets gehoor en gewonder, is dit nou ek, of is dit God, of is dit dalk iets wat ek geëet het gisteraand, ek is nie seker wat ek hoor nie, wel, jy is nie alleen nie. En tog die waarheid is, God is besig om te roep, en soms is al waarop hy wag, 'n gewillige hart wat sal sê, ek luister. Maar geliefde, wees gewaarsku, daardie gebed is nie vir bang harte nie. In 1 Samuel 3 lees ons van die jong Samuel wat in die tempel werk onder die priester Eli. Hy doen al die regte dinge, die rituele, die offers, die diens, maar hy ken nog nie vir God persoonlik nie. En toe, eendag, roep God hom. Hy sê Samuel, hy roep hom op sy naam. Maar jong Samuel dink dis Eli wat met hom praat, en hy hoor God se stem, maar hy herken dit nie. 3 keer gebeur dit daai nag. Tot Eli uiteindelik, die Eli besef, dis God wat vir klein Samuel roep, en hy leer toe vir die jong seun om so te antwoord. Hy sê, praat Here, u dienaar luister. Daardie antwoord, geliefde, verander alles, maar hier's wat opvallend is. God sê nie vir Samuel iets maklik nie. Hy gee hom nie 'n opbouende boodskap van sukses en seën nie. Nee, God gee hom 'n harde woord. Oordeel teen Eli se huis. Dit leer ons 'n belangrike waarheid. Moenie vir God vra om te praat as jy nie bereid is om te doen wat hy sê nie. Nou daar is tye wat God vir ons goeie dinge sê en opbouende dinge sê, maar soms gee God vir ons tawwerdinge wat ons net moet gehoorsaam. En wat beteken dit prakties vir jou en vir my? Vra vir God om te praat daagliks en vra met geloof. Wees stil genoeg om hom te hoor. Moet hom nie net soek vir gemaklike antwoorde nie, hier's die ding. Soek sy waarheid, selfs as dit moeilik is. Nee, geliefde, soms is dit nodig vir my en vir jou om vir God te vra. Ons praat met die Here en dan sê ons, Here, asseblief, ek wil die stem hoor. En dan gee God vir ons 'n opdrag. Hy sê vir ons iets spesifieks. En dan is dit nie maklik nie. So, dis hoekom ek sê, hierdie is 'n gebed wat jy bid, maar dis 'n gebed waarvoor jy moet moed hê, jy moet durf hê om dit te bid. Want gaan jy luister as God met jou praat. So, julle weet hoe werk dit by ons maak verklaringe en ek wil jou aanmoedig om hierdie verklaring saam met my te maak. Sê, praat Here, u dienaar luister. Of sê dit dalk op hierdie manier. Ek luister nie net vir wat ek wil hoor nie, Here, ek luister vir u wil. Daarom, praat Here, ek luister. Geliefde, God praat nog steeds. Hy praat vandag nog steeds met sy gelowige skapies wat ek gister oor gepraat het. En hy roep jou en vir my op die naam. Soos hy vir Samuel geroep het op sy naam. Die vraag is nie of hy praat nie. Die vraag is, gaan jy reageer? So maak vandag jou hart oop met 'n eenvoudige maar 'n kragtige gebed. Sê, praat Here, ek luister. En ek kan dalk iets vir jou sê wat jou gaan uitdaag, maar hier's wat regtig so belangrik is. Maar dit sal altyd jou geloof opbou. Dit sal jou altyd nader bring aan sy hart. As God met jou praat, sal hy jou altyd nader aan hom bring. Ek hoop dit gee vir jou moed. Ek hoop dit maak jou opgewonde soos dit vir my opgewonde maak. So, kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie. Dat net soos U met jong Samuel gepraat het, U nog vandag nog met ons praat. En daarom vra ek, Here, dat elkeen vir ons met afwagting en met groot verwagting en geloof sal vra, Here, praat met my, praat met ons, want ons wil luister. En wanneer U met ons praat, Here, mag ons absoluut met gehoorsaamheid reageer op U roepstem. Dis my gebed vandag en ek bid dit oor ons elkeen. Vra dit als in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat julle ingeskakel het saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.